Ek lees uit 2 Timoteus 1 verse 8 tot 18. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Jy moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jy deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag wat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat in jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asie my in die steek gelaat. Onder hulle is daar ook Figelus en Hermogenes. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiphorus, want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het my daarvoor geskaam dat ek in boeye sit nie, maar toe hy Rome toe kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag wat hy weer kom. En wat Onesiphorus en alle Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed.